Nuus vanaand, Afrika-Unie lidlande beloof om die waterkrisis op die vasteland te prioritiseer deur 2026 tot die jaar van water te verklaar. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê wysiging van wette en regulasies is nodig om die bekkenklousier uitbreking in die land te bekamp. Goeienaand. Aan die einde van die Afrika-Unie-beraad in Addis Ababa, Ethiopië, het staatshoofde en regeringsverteenwoordigers 2026 tot die jaar van water verklaar. Die Unie dring aan op 'n meer volhoubare benadering om die waterkrisis aan te spreek. Die globale watervernootskap is dit eens dat Afrika-lande moet saamwerk om die uitdagings van watervoorsiening op die vasteland aan te spreek. GWP is 'n globale aksienetwerk wat lande ondersteun in die bestuur van waterbronne. Te midde van voortdurende watertekorte in Afrika, sê die internasionale watervernootskap regerings moet belê en die instandhouding van infrastruktuur en goeie bestuur toepas. Die vennootskap gaan nou sy hoofkwartiere na Namibië verskuif. We are sure that this decision will increase the impact that we already have in over 180 countries across the world. Where else can you go and demonstrate issues around how to address water solutions than in a desert? South Africa moves from a desert in some parts where it's arid and some areas that get floods all the time. So those extremes present huge challenges. So having South Africa and Namibia working together as in a new global South architecture of global water leadership is completely unheard of. And we are looking forward to leverage that. Hoewel die waterkwessie bo aan die AU se sakelys was, sal dit uiters belangrik wees vir lande om die vordering in hulle lande te monitor. Our gathering here today must re-energize our efforts to work towards improving access to clean water and sanitation. What we did in Johannesburg, working with Rainwater, is to build a big water treatment plant, which is Zekerbosch. Zekerbosch will go to an extent of giving our neighboring countries treated water. But as we don't have a crisis in terms of water availability. We do have water. Our water security is in the balance. We have enough water in all our big dams we can provide. But as we pump water, the infrastructure has decayed. Intussen is Senegal en die Verenigde Arabiese Emirate mede-voorsitters van die 2026 Wêreldwaterberaad. Die VAE sal die water- en sanitasieberaad in Desember vanjaar aanbied. Intussen het Suid-Afrika by die AU-beraad kommer uitgespreek oor die uitdagings in Sudan en Suid-Sudan, ook hoog op die sakelys soos vrede en veiligheid op die vasteland. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op AU-lande gedoen om lande te help wat politieke en veiligheidskrisisse liewer op die vasteland ervaar. Die president het ook verskeie verslae voorgelê, insluitend een oor sy G20 presidentskap. The slow transition to constitutional order by the suspended countries is a matter of concern. There must be demonstrable and comprehensive political engagement to assist any suspended country to navigate their respective transitions successfully and speedily, and to ensure that they do not slide back into conflict. 'n Inentingsveldtog om die risiko van die bekkenklousier siekte te verminder is by Visantekraal in Kaapstad onderweg om die verspreiding van die siekte te keer. Verskeie gevalle van die siekte is in 'n aantal streke in die provinsie aangemeld. Die gebiede is onder kwarantyne geplaas om die beweging van diere te beperk of te verhoed. 'n Proaktiewe inentingsprogram is van stapel gestuur om die verspreiding van bekkenklousier in die provinsie te voorkom. In a 3 kilometer radius right here, we have big dairy farmers, and we cannot lose any of those animals and the industry, because that is a very important subsector of the Western Cape. So we're working very closely with Agri Western Cape,
the red meat producers organizations, the MPO, which is the milk producing organization, but it's also important that you work very closely with the private vets, which we are doing. And so I get excellent cooperation with the local farmers because they have also confidence in the Western Cape government and in our veterinary services and the local vet. Die siekte is op plase in Mbokweni en die Parel, Makasa en Khayelitsha en in Mufuledi met die mees onlangse gevalle wat in klapboets aangemeld is. Sowat 500,000 enstowwe word in die provinsie benodig. It's one of the reasons why we decided to start with Fisandkraal, where we are now, is that it is literally within 3 kilometers of many dairy, beef, and so we decided let's protecting here, the vaccinated ones are protected as we vaccinate, then we're also protecting the spread of the virus in case it will come here. And we know, due to the nature of movement of animals and the trade, the chances are in the communal setup is just a matter of time. Die Wes-Kaap het sowat 15,000 werknemers in die veebedryf met 'n waarde van 13.5 miljard rand. Die risiko is dus reusagtig. This region of the Cape, there's a number of dairy farms in the region. So the free roaming herds, they move around quite a lot. The idea is that is a risk, so we are vaccinating these cows right here and right now. The vets have told me that none of them seem to have any, lesions or anything. They seem to be clean, which is good news. We still take blood just to make absolutely sure that they're getting tagged and they're getting vaccinated. We will come back again. This vaccination needs another 3 months' time, and we'll give them another vaccination. But this is risk mitigation because we're trying to contain it, that there's no spread across the province. 'n inentingsveldtog is ook in George en Mossel Bay in die Wes-Kaap gehou waar gevalle bevestig is. Intussen word wysiging van wette en regulasies oorweeg om die bekkenklouseer-uitbreking in die land te bekamp. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê dit is deel van die plan om die huidige krisis die hoof te bied. President Cyril Ramaphosa het donderdag tydens sy staatsrede gesê dit is een van die ergste uitbrekings van die siekte in die bedryf. Steenhuisen sê die regering kyk na beide die wet op dieregesondheid sowel as ander wetgewing wat daarop 'n betrekking het. Verbod op uitvoere, handelsbeperkings en die vernietiging van kuddes is van die skade wat aan die Suid-Afrikaanse ekonomie aangerig word as gevolg van die jongste uitbreking van bek- en klouseer. Die siekte is tot 'n nasionale ramp verklaar. Ramaphosa het gesê 14 miljoen beeste moet ingeënt word, wat 28 miljoen enstowwe oor die volgende 12 maande sal benodig. Maar verandering aan beleide en regulasies is nodig. Vir die eerste keer in 30 jaar het ons nou 'n beleid wat ons bek- en klouvrye sal word, en as gevolg daarvan moet ons die regulasies en die wette verander om te pas met hierdie nuwe beleid. Steenhuisen sê die regulasie sal handel oor die hantering van lewende hawe, insluitend vleisverwerking en prosedures by slagpale. As enige nuwe beleid inkom, 'n nuwe plan inkom, moet die regulasies en wette verander word om seker te maak dat hulle pas. En dit is waarmee ons is nou besig om te verduidelik hoe al hierdie dinge moet gehanteer word. But we have much to do. Ramaphosa het gesê die verkrywing van enstowwe deur die staat sal verseker dat die korrekte enstof vir die stam bekom word. Hy het ook gesê dat kommersiële en bestaansboere onmiddellik toegang tot die enstowwe sal hê. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. Net hierna, inwoners van Betuli is gefrustreerd weens gereelde kragonderbrekings in die Vrystaatse dorp. En 'n afgetrede neurochirurg pak tog van 7000 km aan om geld in te samel vir baba se breinoperasie. Welkom terug. Die munisipale infrastruktuurondersteuningsagent MISA sê munisipaliteite in Mpumalanga benodig miljarde rande om die infrastruktuur te herstel wat tydens die onlangse vloede beskadig is. MISA het Mbombela, Nkomazi en Bosbokrand se munisipaliteite besoek om die vloedskade te beraam. Erge vloedskade is by 10 uit 17 munisipaliteite in die provinsie aangeteken.
MISA wou elke munisipaliteit se sakeplan sien as ook die omvang van hul skade. Hulle het ook aangebied om tegniese bystand te bied. These roads have been eroded by the floods because the floods have been very heavy. So we have found that there's actually an issue with the type of the soil in the area. So we are encouraging municipalities to actually rebuild the roads using different and better technology so that we don't have a recurrence of these kinds of damages in the future. Die inwoner is bekommerd oor die toestand van die paaie. Since November, I didn't even move from my home because the roads are worn. Still now, I have a car, but I'm unable to come out and go something or to go to the town. MISA sê munisipaliteite se infrastruktuur moet verbeter word, veral in lig van klimaatsverandering. At this moment, we are still verifying the costs and the required funds that will repair the damage. And as we all know, the national fiscus is heavily constrained, so it will not be possible for government to be able to respond to all the needs. The cost estimates as we speak now only in Mpumalanga run into billion. Die munisipale waghond gaan voort om munisipaliteite te monitor en om hulp te verleen om die infrastruktuur te herbou en te stabiliseer. In Betolie in die Vrystaat het gereelde kragonderbrekings inwoners en eienaars van sakeondernemings warm onder die krag. Die kragonderbrekings beïnvloed ook die selfoonsein wat dit moeilik maak vir inwoners om die polisie en ander nooddienste te kontak. Die 78-jarige Matsidiso Barnett is 'n diabetes en is afhanklik van die elektrisiteit om haar medikasie koel te hou. Ons moet eet, kosse word vrot, ijskasse gaan doen, ijskasse werken. Nou, dat is bij ons gemakkelijk, vooral voor ons wat naalden heeft, wat niet ziek. Ons moet die naalden zo in de ijskasse houden, zodat het kan vast blijven. Als het 4-5 dagen niet koud wordt, dan kan ons zelf weggooien. Die Kopanong munisipaliteit skryf die kragprobleme toe aan die verouderde infrastruktuur. Throughout the municipality, the infrastructure is as old as 1945. So you find out in other areas, we have got transformers that needs to be changed. We have got underground electricity lines that needs to be changed. And all of those problems, as well as the time goes on, are issues that we are going to resolve. Die munisipaliteit het beloof om inwoners gereeld terugvoer te gee oor die vordering om die kragonderbrekings te bekamp. 'n Omvattende opname oor die voedselnoodkrisis in Suid-Afrika het bevind dat 7 uit 10 huishoudings matige tot ernstige voedselonsekerheid ervaar. Byna 1 uit elke 4 persone gaan slaap ook sonder kos. Die maatskappy sonder winsbejag Food Forward SA het die studie in samewerking met 'n navorsingseenheid van die Universiteit van Kaapstad gedoen. Die verslag wat fokus op 800 persone in huishoudings wat voedselhulp ontvang het, wys ook dat die getal kinders wat aan hongernood en wanvoeding ly, kommerwekkend toeneem. Food Forward South Africa deel voedsame oorskietkos aan nagenoeg 300 minderbevoorregte kinders daagliks uit, waarvan die meeste laerskoolleerlinge is. Die maatskappy sê soms is dit die enigste voedsame maaltyd wat kinders kry, veral in skoolvakansies. Children are the worst affected in those households. Parents are finding it increasingly difficult to explain to children that there's only a little food to eat, or tonight you have to go without food. So the coping mechanisms are getting worse. Talle ouers wat kindertoelaas ontvang, sê hulle sukkel om kop bo water te hou met al hulle uitgawes. The research shows 2 drivers. The first is inequality, gross inequality, historical inequality. The second is high unemployment. The third reason is food prices are just going through the roof, and affordability is a major deterrent as to why people just can't get food, access to food in their households. Du Plessis het 'n beroep op die regering gedoen om voedselonsekerheid te prioritiseer en organisasies soos FFSA en Sopkombuise wat minderbevoorregtes help te ondersteun.
'n massamotorfietsrit is die naweek in Mbombela in Mpumalanga gehou as deel van 'n fondsinsameling vir baba Caleb van Wyk wat met 'n rare breintoestand gebore is. Die siekte lei tot ernstige epileptiese aanvalle wat chirurgiese ingryping benodig. Nadat die storie in November op die SAIK uitgesaai is, het 'n afgetrede neurochirurg van Pediatriese Sorg Afrika, Dr. André Hatting, verlede Sondag uit De Rus vertrek op 'n 7000 km rit om geld vir die operasie in te samel. Baba Caleb benodig dringend 'n operasie om 'n normale lewe te lei en wat sal help met sy ontwikkeling. Die familie het 'n back-and-body veldtog begin om geld in te samel vir die operasie. Caleb kry 40 tot 60 epileptiese aanvalle elke dag as gevolg van die linkerkant van sy brein wat abnormaal gegroei het in die baarmoeder. Tans is op 4 medikasie waarvan die 4de medikasie het ons gekry in einde laas jaar wat sy liggaampie kalm hou deur die nag sodat nie elke keer meer seizures het nie. So ons fondsinsameling is om R800,000 in te samel vir Caleb se breinoperasie en behandelings na die tyd wat in Kaapstad gaan gebeur. So ek is positief dat ons genoeg geld insamel sodat Caleb 'n beter uitkyk op die lewe kan hê. Die seentjie se toestand het baie mense aan die hart gegryp. Die afgetrede neurochirurg en stigterslid van Right for a Child, Dr. André Hatting, het besluit om al 7de jaarlikse rit te gebruik om geld in te samel vir baba Caleb se komplekse mediese prosedures. Sy enigste hoop op hierdie stadium ongelukkig is 'n operasie wat genoem word hemispherectomy. En die operasie sal genoem word in Constantia in die Kaap deur die pediatriese neurochirurg daar. Nou hy is 8 maande oud en die operasietjie moet gedoen word voor die ouderdom 2. So ons het 'n bietjie van 'n tydprobleem agter ons en soos jy kan dink hierdie operasie kos baie geld. Nou kinders in Suid-Afrika of enige kant in die wêreld het dit twee goed nodig. Bietjie liefde en 'n kans. Hy kry al die liefde in die wêreld by sy mamma en pappa. Daar's geen twyfel daaromtrent nie en ons mense van Suid-Afrika gaan hom definitief 'n kans gee wat hy verdien. Soos elke ander kind in Suid-Afrika 'n kans. I had the opportunity to ride with Doc Andre for around 4,000 kilometers around the country, and it's amazing to see in every single town that we come into, the support is tremendous. Ons wil 'n verskil maak in die gemeenskap en dis hoekom ons biker community hier is om 'n verskil in mense se lewens te maak. Dr. Hatting se 7000 km lange rit eindig einde van die maand in Kaapstad. Het die presidentsie bedank vir die besluit om 'n lofsanger uit die Khoi en San gemeenskap uit die Noord-Kaap te laat deelneem aan die staatsrede. Volgens die raad is dit 'n teken van respek en erkenning en bevorder dit 'n logistieke diversiteit. Aiming our Ramaphosa, nou ja ek ngolo, maar tringo ek ook met ook as ek trok, maar jengo ek met ook. Die 32-jarige Ria Reen sê die oproep vanaf die presidentsie om haar te nooi na die staatsrede was nog 'n bewys dat haar drome waardig is. Sy is 'n kampvegter vir die Kloetal en was deel van 'n groep mense wat die Bybel in haar moedertong neergepen het. Die keer het haar voorouers se taal deur die parlement gedawer. I was blessing President Ramaphosa to lead our country, and I mentioned I will bless him with the spirit of my ancestor, which is the first people. So me being in that building blessing him is a big thing. Sy beskou die staatsrede as 'n geleentheid om haar mense se stem te laat geld. Most of the people think that we don't exist when you talk about Khoi and San. They always just think about the one side of the Khoi people and don't know about the others. But right now that I have presented that, I think the whole world is going to try to reach out in Northern Cape to find out about the San people living here in Northern Cape. Die taalraad het opnuut beklemtoon dat dit noodsaaklik is vir Suid-Afrikaners om hulle in hul moedertaal te kan uitdruk. We are promoting all languages in South Africa, whether they are official or not. We have an objective to ensure that each and every person in this country must be free, must have the freedom to express their views through languages that they are speaking. And other than that, the Pan South African Language Board has a resolve to support mother tongue. Intussen word die Kloetal stelselmatig meer sigbaar, van die Bybel tot in die parlement. Net hierna, Pakistan goed op dreef in Kolumbie in hulle IKR T20 wedstryd.
En motorentoesiaste by een in George vir een van die grootste motorskoue in die land. Duisende motorentoesiaste het die naweek saamgetrek vir een van die grootste motorskoue in die land, die George Ou Motorskou. Die geleentheid het oor die jare gegroei tot een van die land se geliefde motorskoue wat versamelaars, restaurateurs en entoesiaste van regoor Suid-Afrika lok. Die tema vir die 29ste motorskou was Pioniers van Motors. Hulde is gebring aan die visionêre pioniers en innoveerders wat deel is van die motor se merkwaardige geskiedenis. Vanjaar is 140 jaar sedert die eerste motor gepatenteer is gevier. Die beste plek om te begin is met Benz se 1886 patent motorwagen wat daardie jaar die oomblik gemaak het van die motors vir die hele industrie. En in 1926 het Mercedes en Benz saamgesmelt om die Mercedes-Benz te vorm en dis waarom ons ook verjaar die 100 jaar van Mercedes-Benz huldig. Verjaar is daar 1167 motors hier op uitstalling wat almal gebou is voor 1970. Die skou het ook 'n gewilde Duitse handelsmerk se 100-jarige bestaan gevier. Met 'n waarde van tussen 100 en 115 miljoen rand, het die ster van die skou beslis nie teleurgestel nie. Die kar is 'n 500k Special Roadster, 1935. Daar was so 380 van die 500k's gebou. Hulle het verskillende bakwerke gehad, cabriolet A, B en C, en dan is die Special Roadster is 'n baie spesiale bak waarvan daar net 25 ooit gebou was. Die restaurasie van hierdie klassieke skoonhede kos miljoene rande en gaan dikwels gepaard met bloed, sweet en trane vir beide die restaureerder en die motoreienaar. Dit vat baie tyd. Elke boutjie, elke moertjie word uitmekaar uitgehaal. Elke seël word vervang. So daar's 'n klomp dinge wat ingaan in dit en dit vat baie keer tot en met 2.500 ure om so 'n voertuig te restaureer. Die geleentheid lewer jaarliks ook 'n groot gelde inspuiting tot die streek deur talle toeriste wat die geleentheid vir niks in die wêreld misloop nie. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. En dis dan al van die Afrikaanse redaksie vanaand. Ons groet tot môre aand, selfde plek, selfde tyd. Mooi week verder. Totsiens.